Ek en die Agrimag span kuier hier so by Lemken. Karel Moenik is die besturende direkteur van die groep. Karel, baie dankie dat julle vir ons tyd gemaak het. Dit is altyd lekker om julle hierso te sien by Nampo. Vertel ons net bietjie meer en vir die skougangers en die garde wat nou nie weet nie, waarvoor is Lemken bekend? Willem, baie dankie vir die geleentheid. Ja, Lemken is 'n maatskappy wat hoofsaaklik tot stand gekom het in Duitsland, vir die wat nie weet nie. Bestaan al van 1780 af, so is nou in die 8ste generasie. En Lemken in Suid-Afrika is nou, ons is in ons 14de jaar, so ons het begin in Januarie 2012. So Lemken is baie bekend vir sy landbouwerktuie wat veral fokus op grondbewerking, planters en dan ook deesdae skoffels. Veral skoffels met kunsmatige intelligensie op. Okay. Ja, en dan is dit ons hoof fokus. Jy het nogal gepraat van die skoffel en die nie-ry spesifieke skoffel is eintlik waar ons nou staan, hierso by die toilet. Maar voordat ons induik daarso, ek wil graag by jou gehoor het, jy het Equalizer oorgekoop. En natuurlik het dit 'n baie groot aanwinst gehê, maar wat presies is die voordeel wat nou getrek word daaruit en hoekom het julle dit gedoen? Willem, ek sal sê Equalizer is een van die seker mees bekendste presisieplanters in Suid-Afrika en baie bekend in sekere dele van die wêreld. Daar word redelik baie Equalizers uitgevoer na Australië toe en selfs in gedeeltes van Oekraïne en so aan. So is nou besig om Equalizer ook te vestig in Amerika en Kanada. En ons het 'n tekort in ons portefeulje gehad vir 'n baie sterk presisieplanter. En Equalizer was die regte maatskappy gewees om in ons portefeulje in te trek en vir daai rede is Equalizer aangekoop. Maak absoluut sin. Nou, vertel ons net bietjie, hierdie is die 12, is dit die 12 meter toilet? Ja, hierdie is 'n 12 meter toilet. En hy's nie ry spesifiek nie. Nou Karel, ek moet vir jou sê, kyk, die tegnologie is nou al daarso in bestaan vir 'n rukkie, maar julle het dit gevat en net na 'n totale ander vlak toe gevat. Geef vir ons 'n bietjie inligting. Dis regtig vir my interessant spesifiek soos wat jy vertel het in die rye. Wat is dit wat ons hierso kan sien wat anderster is? Ja, so die toilet wat hier agter ons staan, Lemken het in 2018 'n maatskappy gekoop met die naam van Sticky Tea. Sticky Tea is 'n maatskappy wat in Holland gesetel is en wat baie fokus op basically skoffels. Okay. Hierdie toilet wat hier agter ons staan is dan ook een van daai skoffels. Ja. En vandat die nuwe fabriek gebou is, die masjiene was uit die aard van die saak rooi, maar 'n jaar of wat terug is die nuwe fabriek gebou in Holland en vandat die nuwe fabriek gebou is al die stukkies wat uit die nuwe fabriek uitkom dan nou hierdie mooi blou kleur. Ja. So hoe die toilet werk, kry verskillende groottes. Jy kry 9 meter en 12 meter. Ons is besig met 'n 16 meter op hierdie stadium. Jy het 4 rye tande. Die tande kan met hierdie eenheid wat hier is, wat in die kajuit geplaas word, kan jy die drukking van die tande stel, wat aan die voorkant 'n hidroliese balk het, kan ek maar sê, wat dan drukking op elke tand plaas. Tandspesifiek. Tandspesifiek. Okay. Op hierdie 12 meter masjien is daar 390 tande. Die tande is 3.1 centimeter uitmekaar uit. En dit's waar die nie ry spesifiek vandaan kom nie. Okay. So hoe hierdie skoffel dinge presies werk is jy kan baie gewasse, verskillende gewasse soos byvoorbeeld koring, mielies ensovoorts kan jy met hierdie masjien skoffel. Jou eerste vraag gaan opkom, maar hoe gaan jy nie die mielies uitskoffel en hoe gaan jy nie die koring uitskoffel? Is daar grootte of ek meen hoe bepaal hy? So hoe dit werk is jou drukking wat jy gebruik hang af van uit die aard van die saak jou grond of dit 'n baie hoëtlei inhoud in is of dit sand grond is. Om jou diepte van jou tande te bepaal en dan hierdie skoffel enige iets uit kleiner as 4 cm. Okay. So as jou gewas wat jy geplant het kleiner as 4 cm is, sal hy daai gewas ook uitskoffel. So jy moet wag, ander vooropkoms kan jy wel een keer skoffel. Sê maar 2-3 dae na plant, ja. En dan die volgende keer wat jy sal plant, moet jy wag dat jou gewas wat jy geplant het ten minste 4 of 5 cm groot is en dan kan jy skoffel. So hy sal dan alle onkruide uitskoffel wat kleiner as 4 cm is.
Onkruide groter as 4 cm sal hy nie uitskoffel. Sal hy nie uitskoffel nie. Ja. Okay, Jy kan dan op 'n later stadium weer skoffel. ek verstaan. As die gewas sê nou maar 10 of 20 cm is, solank die onkruide dan kleiner as 4 cm kleiner is, is dit. sal jy hulle uitskoffel. Sê gou vir my nou, Karel, ek meen, wat is die terugvoer wat julle nou al geontvang het van die masjiene in die werktoestande van Suid-Afrika? Dit is absoluut ongelooflik want soos ons almal weet, begin daar baie onkruide weerstand bied teen veral glikofosfate. Waar hulle weerstandbiedend is en jy kry hulle net nie doodgespuit nie. So dit bring 'n geweldige kostebesparing aan die chemiekant. Tuurlik. Ja, en dan daar bietjie lug, suurstof wat jy in die grond kan insit deur die grond 'n bietjie deurmekaar te Deurmekaar te krap. Wel, is interessant, jy het nogal juis gepraat van die sukses. Hierdie masjien is natuurlik klaar te koop, maar ek so bly julle het hom gebring hierdie jaar. Is daar enigstens ander masjiene wat die skougangers kan kom sien wat bietjie anderster is hierdie jaar? Ja, ons het 'n diamant 16 ploeg hierso met ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor nie, 'n faro press. Ja. Maar waar die grond herkonsolideer reg langs die ploeg en dan het ons Solitaire DT 9 meter is ook hier. Karel, vreeslik dankie vir jou tyd. Ek nooi julle Nampo-gangers uit. Kom draai by Karel en sy span. Lemken Equalizer is hierso. Hulle innoverende tegnologie wat bymekaar gesmeld is en spesifiek doelgerig gebou is. Karel, baie dankie vir jou tyd. Willem, baie dankie. Dis altyd lekker. Dankie meneer. Hoor. Sy